Goeiemôre broers en susters. Nou, kom ek sê sommer dadelik, is nou almal hoor, die ou dominee sê nog broers en susters, en die rede daarvoor is, ek sê nie graag sommer net vriende of 'n ander woord nie, die bloed van die Here Jesus bind ons aan mekaar, en daarom in Jesus is ons broers en susters, en dis wat dit so baie besonders en baie spesiaal maak as ons in die kerk is. Nou, sommer net so vir die kinders ook, want hulle hoor nou weer dadelik, waar is dominee Robbie vanmorgen? Dis nou hierdie ander ou oom, en hy praat nou weer heeltemal vreemde tale. Nou, maar dis vir ons wonderlik, maar belangrik vandag, want kyk, ek kan nou baie foute maak vandag, maar hierdie een moet ek nie maak nie, en dit is Moedersdag. So, vir elke ma, vir elkeen wat vir ons so spesiaal is, sê ons 'n baie gelukkige Moedersdag. Ons mans is nie baie goed daarmee nie, of die meeste van ons nie, maar ons sal alles in ons vermoë doen om dit vir julle so spesiaal as moontlik te maak en so lekker as wat ons kan. En baie dankie vir elkeen. Nou ek dink daar het ook al vroue hande bygekom. As ek nou kyk na die blomme in die portaal, hoe mooi dit is, en al die moeite wat gedoen is met die geskenkies wat vir ons vrouens gegee is. Baie dankie. Dit is so spesiaal en kosbaar. En ek wil sommer ook vir almal sê, namens my en Bessie, dis lekker om 'n nooit gedagte gemeente te wees, om al die liefde te ervaar, om deel van almal en alles te voel en te wees. Ons geniet dit regtig elke dag. Nou wil ek net, jy moet maar so 'n bietjie saam met my dink. Ek sit gister daar by die huis en ek vra vir myself, wat maak nou van 'n vrou, 'n moeder, 'n ma spesiaal? En toe gaan my gedagtes nou so 'n bietjie en ek dink by myself, moet sy kinders hê om 'n moeder te wees. Nou, ek moes hoërskool toe koshuis toe gaan, want my pa het geboer en nou soos bietjie ver van die naaste hoërskool af. En dan kom jy in die koshuis en as jy later in jou lewe terugdink, dan dink jy aan hy koshuis tannie wat gesien het, maar hierdie klein standaard sê seentjie, hy het so bietjie spesiale aandag nodig. En dan is sy eintlik maar jou ma. En dan is sy in daai spesiale plek. Sy word nooit jou ma nie, in die volle sin van die woord nie, maar sy help jou om te oorleef. En so kan ons deur die lewe gaan. Dan kom jy in die weermag, en daar sal ook, as die Sambiore jou daar op die paradegrond rondjag en verskree en alles, dan kom jy dan ergens by 'n menasie of by 'n siekeboeg of iets van die aard, en daar's 'n vrou wat anders praat en anders aan jou vat. Dan besef jy, nou is dit 'n ma. So, dink ons kan nogal daaroor dink. En as dan nou vanoggend hier by ons ook, of familie van u of wie ook al, wat nie eie kinders het nie, wat in 'n mens se lewe hierdie groot verskil maak, laat hulle dit ook ervaar deur ons optrede. Kom, ons maak dit vir hulle ook sommer baie spesiaal. Ek vertrou, elke vrou gaan vandag regtig hierdie Moedersdag baie geniet. En dan wil ek net noem, nou voor ek nou voortgaan met die aanvangswoord en met ons erediens begin, ek wil dit so bietjie anders doen, ook in aansluiting by die wonderlike voorreg wat ons het in hierdie jaar wat ons die fees het met
met Afrikaans wat nou amptelik 100 jaar oud is. Dit is al ouer. U hoor ook maar alles wat daar ook gesê word op die radio en waar dit ook al gepraat word. Maar dit is 'n groot voorreg. As 'n mens daaraan dink, ons kan die blye boodskap in die Bybel lees in ons eie taal. Ons kan oortuig wees van ons verlossing in die Here Jesus, want die woord sê dit vir ons en ons kan dit vir mekaar ook sê en daarvan getuig. Nou, die een vrou wat in my lewe 'n baie groot verskil gemaak het, was my ouma aan my ma se kant, wat toe ek hoërskool toe gegaan het in 1964, het sy vir my hierdie Bybel gegee. Nou dit is, en vir ons kinders weer ook belangrik, ons het nou 3 Afrikaanse Bybels, 3 Afrikaanse vertalings, ek moet nou mooi reg sê, nou hierdie is die eerste vertaling van die Afrikaanse Bybel, en dit klink so bietjie anders, en nou kom ek sê sommer ook, hoekom is daar verskillende vertalings? Omdat taal ontwikkel en taal groei, en daarom die Bybel moet ook bybly. So, ons eerste Afrikaanse Bybel gaan terug na 1933. Dis amper ook 100 jaar, oor so 8 jaar of so, dan is ons daar. En wat 'n voorreg om die Bybel in ons eie taal te kan lees. In hierdie eerste vertaling lees ek nou vir ons die vers wat ons almal ken en moet ken. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Baie besondere samevatting van die boodskap van die Bybel. Ons volgende vertaling kry ons in 1983. Baie van ons wat so 'n bietjie ouer is, onthou die ingebruikneming van hierdie vertaling, wat wonderlik is. Daar staan Johannes 3 vers 16 so klein bietjie anders. As 'n mens vinnig gaan luister, gaan jy dalk nie eens amper die verskille hoor nie. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis die boodskap van die Bybel. Toe kry ons so 'n paar jaar gelede die 2020 vertaling, wat nog nie so deel van ons lewe geword het nie. Maar hy praat ook met ons op 'n ander manier, 'n meer eie tydse manier. Nou, wat die 1983 vertaling betref, praat ons van as 'n ekwivalente vertaling. Nou, dit beteken, daai woord beteken dood eenvoudig, dis 'n vertaling wat daarop ingestel was om die Bybel vir ons die boodskap op 'n manier oor te dra wat ons sê. Nou ek wil nou nie daarop uitbrei vanoggend nie, maar dit is ook vir ons wonderlik om dit te verstaan, om die boodskap van die Bybel so eenvoudig as moontlik te hoor. Die 2020 vertaling word van gepraat as 'n direkte vertaling. So dit gee baie meer letterlik weer wat in die oorspronklike tale Grieks en Hebreëus staan, om die boodskap so getrou as moontlik oor te dra. En daarmee moet u nie verstaan dat een meer korrek of wat ook al is as die ander nie. Dis net hoe die klem geplaas word om dit vir ons te laat verstaan. En daarom is dit eintlik wonderlik om die verskillende vertalings te lees. En in die 2020 vertaling hoor 'n mens so 'n bietjie 'n verskil.
by Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dit sê vir ons, teenoor God se eniggebore seun, die enigste een, die unieke seun, wat vir ons dieselfde ding sê, net hy is uit God gebore, hy is God se eniggebore seun, of dan sy unieke seun, net hy kan ons verlosser wees. En dit is wat ons glo, wat die Bybel vir ons leer in 'n baie kort vers saamgevat en so bekend, en mag ons dit elke dag dan onthou. Daarin sien ons God se liefde, en daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader in Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou gaan ons heerlik saam sing, 2 lofliedere, lied 182 se 3 verse en dan lied 215 se 5 verse. Kom ons staan, dan sing ons dit heerlik.
Ek wil vir ons nou, so, ek het vergeet van die kers. Nou, 'n vrou moet hom vanoggend aansteek. Ek hoor 'n naam, Rit, wil jy dit nie vir ons doen nie? Jy's, so, daar is sy. Baie dankie. Dit is so wonderlik, die teken van die lig, die oorwinning wat ons nou so heerlik oor kon sing. Nou, daar is sy. Baie dankie. Nou, as ons nou kyk na dit wat God gedoen het, soos wat ons dit kan hoor, wanneer ons Sondag na sy woord luister, en dit in die, by ons huis, met ons huisgodsdiens, of stilte tyd, ensovoorts, dan is dit vir ons heerlik, om God se liefde en sy genade te hoor, om daarin te leef. Maar dit roep ons ook op, tot 'n nuwe leefstyl, ons wat in Christus is. Een van die synodes daar in die Transvaal het die 10 gebooie in die volgende woorde vir ons bietjie modern geskryf. Ek is die Here jou God, my seun Jesus Christus het jou vrygemaak. Daarom behoort jy aan my. Lei daarom 'n dankbare lewe wat van jou vrylating getuig. Moenie by ander gode hulp soek nie. Hulle sal jou vroeër of later op die een of ander manier in die steek laat. Ek is altyd by jou. Daarom hoef jy my nie deur stom beelde teenwoordig te probeer maak nie. Moenie my beledig deur jou goddelose of selfs vrome gevloek nie. Nou, ek wil hier net onderbreek, en ek dink is so belangrik dat ons hoor, en dat ons vir onsself vra. Ons is so dankbaar vir die voorreg van ons pragtige taal. Hoe sleg is dit? Nie net vir die Here, maar vir onsself ook al. Natuurlik in die eerste plek vir die Here. Wanneer ons vuil taal, lelike taal gebruik, en ek sluit sommer net hier by hierdie punt nou aan, want ongelukkig hoor ons dit mos maar baie keer op baie plekke. Maak van die Sondag 'n mooi en 'n rustige dag, want my seun het op die dag uit die dood opgestaan. Dis heerlik. Hou jou vader en moeder se naam hoog. Hulle sal hulle self tekort doen ter wille van jou. Dis Moedersdag vandag. Ons kan dit nog 'n keer sê. Hoe ver is 'n ma nie bereid om te gaan om haar kinders te beskerm nie. Hulle sal hulle self tekort doen ter wille van jou. Respekteer ander mense se lewens. Hulle het dit immers van my ontvang. Lewe is onberekenbaar kosbaar. As jy getroud is, ek wil by sê of ongetroud, moet jy getrou bly aan die man of vrou met wie jy getroud is. Veg vir die geluk van jou lewensmaat, binne en buite die huwelik. Moenie iets vat wat aan iemand anders behoort nie. Respekteer sy eiendom. Hoe erg is bedrog nie in ons tyd nie. Wees eerlik. Moenie lieg nie. Praat altyd die waarheid. Onthou ook dat jy deur jou woorde, die woorde wat jy in die openbaar of in die geheim gebruik, jou medemens kan maak of breek. Baie van ons onthou goed wat iemand ergens vir ons gesê het, wat in ons vasgesteek het, wat nie nodig is nie. Moenie jaloers wees op die geluk
en voorspoed van ander mense nie. Maar wees dankbaar en tevrede met wat jy het. En ek dink, dis die een ding van ouer word, dat 'n mens met die tyd leer, en hopelik gebeur het met ons almal. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Die Here sorg vir ons elke dag. Sy liefde, sy nabyheid, sy trou, sy voorsiening, maak ons lewe spesiaal en kosbaar. As ons hierna luister, dan is daar nie een van ons wat kan sê, ek is gelukkig, nie skuldig aan iets hiervan nie, en daarom skuldig daaraan, dat ons somtyds, dat die dag kom, wanneer ons ongehoorsaam is aan God, en dit wat hy van ons vra. By 1 Johannes 2, vers 15 tot 17, lees ons, en kom ons oordink dit, en ons oordink ons lewe, en ons bely ons skuld, in die woorde wat ons hier hoor. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die Vader se liefde moet in ons wees. Die wêreld se dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. God bewys sy genade aan ons, om die lewe vir ons, die lewe in Christus, ons deel te maak, sodat ons met hom versoen kan lewe. God se genade. En daarom, as 'n mens net ombly by 1 Johannes 5, dan staan hier vir ons, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God, en elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, die wêreld en die sonde, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Hy het in ons plek aan die kruis gesterf, hy het in ons plek die pad van die dood geloop, die dood oorwin, in hom alleen lewe ons. Daarom, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. Ek gaan nou vra dat u staan, dan bely ons geloof saam. U kan dit hardop sê saam met my, en dan as ons dit klaar bely het, dan sing ons lied 423, die 3 verse daarvan. Kom ons staan vir die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan nou net so bly sit dan met ons saam. Ons almagtige God, wonderlike Hemelvader, Here, ons kan met dankbaarheid onophoudelik aanhou sing. Christus is oorwinnaar. Hy het waarlik opgestaan. Ons het in hom die lewe en daarvoor kan ons net dankbaar wees. Kan ons net aan U alleen al die lof en die dank en die eer bring. En dankie Heer dat ons op 'n Sondag in die kerk kan wees en dat ons hierdie heerlike sekerheid kan vier, dat ons vanuit die woord dit kan hoor en dat ons lewe, ons hele sekerheid daarop kan bou en kan weet dit staan vas vir tyd en vir ewigheid. En Here, vanoggend ken U vir ons elkeen en weet U hoe ons vir U nodig het. En daarom bid ons dat U met ons elkeen sal wees en dat U vir ons sal help. En Here, ons gaan nou na U woord luister. U woord, die waarheid, die lewe, want Jesus is die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Bevestig U dit vir ons en lei U vir ons dan daarin ook in U genade alleen, in U liefde en in U trou. Amen. Nou, ons gaan nou saam lees uit die woord van die Here by Efesiërs hoofstuk 1 en dan ook die eerste gedeelte van hoofstuk 2. Dit is so effens langer gedeelte vanoggend, maar ek vertrou dat wanneer ons kyk na die verband waarbinne dit lê wat ons net graag kortliks by wil stil staan, dat dit vir U dan ook heel gelukkig en tevrede sal laat wees. Efesiërs 1 by vers 1 van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God
ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade, wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet wat hoop sy roeping inhou, en wat rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou aan die werk is, in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee,
sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Tot sover ons skriflesing, en wat 'n heerlike voorreg om hierdie besondere gedeelte in die woord van die Here te kan lees. By vers 7 wil ek aansluit in aansluiting by hierdie hele gedeelte. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Nou, wanneer ons hierna luister en ons hierdie boodskap hoor, dan kan dit nie anders as dat dit vir ons verskriklik opgewonde sal maak nie. Dankbaar sal maak nie, met blydskap sal vervul nie. Want as 'n mens gaan kyk na godsdienste, dan sien ons by verskillende godsdienste dat daar's goed wat mense moet doen om gered te word. En die wonderlike van die boodskap van die Bybel, die evangelie, ons hoef niks te doen nie, want ons kan niks doen nie. Ons kan alleen gered word deur die genade van God. En daarom staan hier in hoofstuk 2, en dis hoekom ek dit saam gelees het, julle is inderdaad uit genade gered. Nou, in ons leeftyd, of op die huidige stadium waar ons lewe, is daar min mense wat nie 'n horlosie het nie, almal het 'n selfoon, daarop kan jy die tyd kyk, ensovoorts. Nie een van ons twyfel ooit aan hoe laat dit is, of wat is die datum nie, en daai soort van goed nie, want ons hoor het so baie, en ons het so baie plekke om dit te kry. Toe ons geslag, toe ons kinders was, het jy maklik hier in die middag laat gehoor, jong, maar is mos vandag die 17de November, jy verjaar mos vandag, of hoe het ons dit dan nou? Daar het niemand oors nog gedink aan, wat is die datum, of daai tipe van goede nie. Nou, het ons mooi gehoor, wat sê God, hoe werk hy? Hier, aan die begin van hoofstuk 1, staan vir ons geskryf, by vers 4, so het God, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Kan ek, of enige een van ons, iets doen, om by te voeg by wat God gedoen het, om ons te red? Nee, glad nie, op geen manier nie. Niemand kan van my vanoggend sê, wanneer was voordat die wêreld geskep is nie. Maar is dit nie absoluut ongelooflik wonderlik om dit te weet en hiermee te kan lewe nie? Verder sê hy in vers 5, in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. As iemand ooit vir jou vra, hoe weet jy dat jy 'n kind van God is? Dan sê jy, ek weet dit, want God sê vir my, hy het alles gedoen, hy het my gekies
om my God te wees. Hy is my Vader en daarom lewe ek. Wat moet ek aanvaar? Dit wat Jesus Christus vir my gedoen het. Ek kan dit nie doen nie, ek kan dit alleen aanvaar. Daarom staan in vers 7, deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe, kragtens die ryke genade van God. God se liefde, waarvan ons hier baie duidelik hoor, in sy liefde het hy al voor die skepping vir ons uitverkies of uitgekies, dat ons sy eiendom kan wees, en in sy genade maak hy die feit van sy keuse vir ons 'n werklikheid in die tyd. Nou kan ons alweer 2000 plus 'n paar jaar terugkyk, toe Jesus aan die kruis vir ons gesterf het, en dan kan ons daarmee saam, en dis nou die wonderlike, dat ons nog hier in die opstandingstyd is, die oorwinningstyd van die Here Jesus, wat hy in ons plek in hierdie wêreld kom doen het, wat hy vir ons in die wêreld kom behaal het. Nou, God se liefde en sy ryke, onbegryplike genade, sê vers 8, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Die maas, ons vrouens het vandag 'n geskenkie gekry. Dit mos altyd lekker om 'n geskenk te ontvang. Hoor wat sê God vir ons. Hy het hierdie ryke genade oorvloedig aan ons geskenk. Hy gee dit vir ons present. Dit is wat God in sy liefde wil doen. Daarom sê hy, sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. Dis so 'n besondere feit, 'n waarheid, 'n heerlike sekerheid van dit wat God doen. Ons moenie probeer om dit met ons verstand te verstaan nie. Ons moet voor God stil raak. Ons moet dit hoor en dan moet ons dit in ons binneste gaan vertroetel, daarmee lewe, ons eie maak. Ons moet nie toelaat dat iets of iemand in en vanuit die wêreld dit bevraagteken met allerhande menslike wyshede nie, maar ons moet daarin lewe deur die genade van elke dag. Wat sê God hier in vers 13? Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. En daarom is die vraag vir my, dood eenvoudig, by die aanhoor van hierdie blye boodskap, hierdie evangelie, het ek tot geloof gekom, het ek aanvaar dit wat God in Jesus Christus, in sy genade, in ons wêreld kom doen het. Leef ek met die vreugde in my lewe van die opgestane Here wat ek ken en wat my Here is. Hier staan in die eerste vers, aan almal wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Hy sê aan almal wat in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Kan ons vanoggend maar sê, aan die kerk van God oor die wêreld van alle tye, nooit gedag daarbey ingesluit. Jy, elkeen van ons op jou naam daarbey ingesluit, glo jy, want dan staan hier vir ons die wonderlike ding
wat ons van God kan hoor. Dan sê God vir ons, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En hierdie evangelieboodskap, hierdie onbeskryflike, ondenkbare genade van God, sy liefde vir ons, wat hy aan ons kom bewys. Hy sê hier by vers 13-14, die Heilige Gees sal vir ons verder hierin lei en sal vir ons verder bevestig dit wat God in Christus vir ons gedoen het. En wat doen Paulus dan? Hy sê hier in vers 17, daarom bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee, en om so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. En daai ken beteken dat ons sal groei in die geloof, dat ons al vaster sal staan in die geloof, en daarin sal lewe, met wat ook al in die lewe op ons pad kom, dat ons dan kan weet, maar ek staan in Christus, die opgestane Here, wat die oorwinning behaal het, wat vir my die versoening met God bewerk het. Net so min as wat ons kan verstaan, hoe dat God vir ons uitverkies het, ergens in die ewigheid, net so min kan ons verstaan, dat ons in Christus saam met hom uit die dood opgewek is. Maar so noodsaaklik is dit, dat ons daarvan oortuig moet wees. Hy sê so, hoe geweldig groot sy krag is, vers 19, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo kan enige ander mag of gesag, of wat daar ook al mag wees. Dit maak 'n mens so dankbaar, dit maak jou so opgewonde, dit laat jou amper voel. Kom ek kyk maar nou in die eerste plek vir die kinders, en ek sê vir hulle, ek wens, ek kon hierdie geloof uit 'n medisynebotteltjie in 'n lepeltjie gooi, en vir julle elkeen 'n lepeltjie daarvan gee, en vir julle sê, sluk dit nou, en nou glo jy, maar dit werk nie so nie. Die Heilige Gees moet ons daarvan oortuig, maar die woord wat ons hier hoor, is die waarheid, is die sekerheid van die lewe. Die apostel Paulus, hy sê baie interessante goed op baie plekke, maar hy sê, dat hy selfs bereid is, dat hy verlore kan gaan, as dit redding en verlossing vir sy volk kan beteken. So belangrik en noodsaaklik is dit vir ons. En nou sê hy vir ons hier, en dis, ek gaan nou daarmee amper afsluit. Een van ons dosente het nog op 'n dag vir ons in die klas gesê, onthou, as dit koud of reënerig of baie warm is, dan moet dit nie jou langste preek van die jaar wees, dan maak jy gou. Nou, dit is mos nou 'n bietjie koeler vanoggend. Nou, maar dit bly nog so 'n heerlike voorreg. Nou staan hier vir ons, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Gaan lees maar weer daai Efesiërs 2. Julle was, of as jy nog nie in Jesus glo nie, is jy dood, vir ewig verlore in jou sonde. En daarom die belangrike om dit te hoor en vir jouself te sê, maar ek kan ook nie lewe as ek dit nie my eie maak nie. En dan staan hier vir ons, nadat hy verduidelik het, hoe dat ons in die sonde vasgevang is, en dan sê hy, daar by hoofstuk 2, in vers 3, vanweë ons sondige natuur, sou ons net soos die ander mense, deur God gestraf moes word, want wat ons by God verdien, is die ewige dood. Ek weet nie of mense in ons tyd nog mag sê nie, maar dit beteken om hel toe te gaan.
So, dis die verskriklike van die sonde. En dit is waarvan God ons kom vrymaak het. Ons moet breek met die sonde. Ons kan alleen in Christus dit doen deur die genade van God. Want nou sê vers 4 weer vir ons verder, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. God is die God van genade. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. As ons nou in hierdie wêreld lewe, in hierdie stukkende wêreld van ons, met al die hartseer goed wat ons sien en hoor en ervaar ook, het ons hoop, het ons 'n toekoms. Hoor wat sê vers 6. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sal laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Kan 'n mens jou indink, 'n klein nietige mensie, God het vir my gekies om syne te wees, ergens buite die tyd, in die verre verlede. Ek kan dit glo, want God sê dit vir my in sy woord. Kan ons elkeen dit glo? Ons moet dit elkeen glo. En hier sê hy dan vir ons, hy het ons saam met Christus, hierdie vers 6, uit die dood opgewek en aan ons 'n plek in die hemel gegee. My mens, dit beteken, ek kan nou nog dink, ek sit hier in Nooit Gedagte kerkbank, of ek gaan net toe huis toe en dan gaan ek wat ook al doen. Hopelik as daar 'n maan in die huis is, vir haar bederf. Maar ons is nog in hierdie lewe besig. Maar wat sê die Here vir ons? Jy het al eintlik 'n plek in die hemel. Jy is eintlik al reeds by my in die hemel. Toe Christus die oorwinning behaal het hy dit vir elkeen van ons gedoen wat in Christus deur God uitgekies is om sy eiendom te wees. Moenie daaroor onseker wees nie. Aanvaar hierdie woord en gaan lewe met die wete. Julle is inderdaad deur die genade van God uitverkies om aan hom deel te hê en ons behoort aan hom. Daai verse wat ons net nou gelees het by 1 Johannes 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. Onthou dit. Gaan leef daarmee, aanvaar dit. In Romeine 6 vers 23 sê die apostel Paulus, die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe, genade plus gawe is geskenk, wat God vir ons gee, is die ewige lewe in Jesus Christus, ons Here. Amen. Here, baie dankie dat U God is. Totaal onbegryplik, groot, wonderlik in U liefde en in U genade. Baie dankie, Here, dat ons na hierdie woord kan luister. En Here, U het 'n plan gemaak wat strek van ewigheid tot ewigheid om vir ons uit ons sonde dood te kon bevry. En dit kan ons bely, dit kan ons gaan lewe, daarvan kan ons seker wees. En Here, as ons dan vanoggend hier is, dan bid ons
vir ons mense wat ons voorbeding nodig het, en by name vir Marie Du Plessis en Betty Tuit, wat albei in die hospitaal is, en Marie wat baie siek is, Betty wat wag om dat haar heup geopereer kan word na die val. En jy weet, dit is ongemaklik, maar ek gee dat dit so gou as moontlik kan wees, en ons bid dat U met hulle sal wees. Dankie, Here, vir hulle lewe, vir hulle dankbaarheid, steeds, vir hulle blymoedigheid. Maak U vir hulle getuies, daar waar hulle ook tussen ander mense lê. Wees U so met elkeen verder, hou U vir ons vas in U liefde. Here, en ons weet op baie plekke, in ons huise, by die kerk, by die skole, die verskil wat maas maak. En daarom sê ons vir U baie, baie dankie vir die liefde, die toewyding, harde werk, sodat U werklik gedien word. Ons bid vir die week wat vir ons voorlê, Here, U weet reeds wat vir ons wag, en daarom kan ons met vertroue aangaan, want U is in beheer. En ons bid in die besonder vir ons bazaar volgende of Saterdag wat kom. Dit is vir ons baie belangrik. Dit moet vir ons so suksesvol as moontlik wees. Dankie Here vir elkeen wat reeds baie gehelp het, hard werk met reëlings en dit wat voorberei word ensovoorts. Wil U ook dan gee dat ons werklik dit sukses kan wees. Ons aanbid U. Here, en bo alles kan ons nooit vir U genoeg dankie sê vir alles wat ons onverdiend van U ontvang nie. En dan in die besonder vir die genade vanuit U liefde dat U vir ons gekies het om U kinders te wees. Dit wil ons elke dag glo. Here, daarin wil ons elke dag lewe. Tot U eer alleen. Amen. Kry nog geleentheid om die Here te dien met die offergawes, en daarna is daar nog soos normaalweg die aankondigings.
Kom ons sluit ons oë net. O Hemelse Vader, baie dankie Here dat ons op hierdie koue oggend die behoefte gevoel het om na die kerk toe te kom. Dankie Here ook vir hulle wat hierdie geldjie in die sakkie gesit het, Here. Baie dankie daarvoor dat ons dit goed sal gebruik tot ere van U. Amen. Kom ons kyk gou na die afkondigings, net so 'n paartjies, maar nie vergeet nie, komende Saterdag, ons bazaar, kom ondersteun asseblief. Daar het baie werk daar ingegaan, baie mense is betrokke daarso. Kom ondersteun ook hierdie groot dag in ons gemeente. Ons kyk maar weer in die Pinkster, ons gaan weer 'n soppie en 'n broodjie gee. As u sit my 'n bietjie harder daar, Justy? Bietjie hard, kan nie harder nie. Is dit? As jy kan help met 'n broodjie en 'n soppie, kontak vir Anna asseblief. Dit sal nou so oor 4 aande wees, maak asseblief kontak vir haar, dan kan ons ook dit voor die diens geniet. Ek het nie verjaarsdag vandag nie, maar almal die week verjaar, baie geluk. Mag julle ook in die nuwe lewensjaar God se liefde, soos Dominee Matteus ook gesê het, van God se liefde wat so groot is, dat julle dit sal ervaar. Dominee Matteus het reeds genoem van Marie en van Betty. My mens het ook van Gersel hier en ook Boy Gerber wat in die hospitaal is. En dan ook simpatie met die familie van Ante Stols wat oorlede is. Ons bid dat hier ook daar self vir hulle sal vertroos. En dan ook almal wat in die gemeente is wat swaar kry. Ons weet nie van almal nie, maar die Here weet. Kom ons bid dat hy ook daar by hulle sal wees. Ek dink ons wat jy iets sê. Gou. Môre ek wil net weer sê gelukkige Moedersdag en ek hoop jy gaan 'n geseënde dagie. Ek wil net graag vir u 'n liedjie sing as ek mag. Ek het nou nie gevra daarvoor nie, maar ek hoop jy hou van die liedjie. Waar kry ek woorde om dit te sê? Hoe kan ek ooit vertel wat hier binne lê? Waar kry ek die woorde om dit te sê? Ek kan net sê, Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Met my eerste asemteun was jy daar. Jy het my opgetel as ek val, jaar na jaar. En teen jou hart het jy my vasgehou. Sê ek dit te min, Mama, dan sê ek dit nou vir jou. Jy is die engel aan my sy. Ek sal nooit 'n beter maak kon kry. Soos jy, lieve Mama, net soos jy. Nooit voel ek koud en alleen. Jou vlekke is oral om my heen. Want Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Soms was jy nie naby nie, maar ook nie ver nie. Want Mama, sien jy nie die glimlach in elke ster nie? En
Sê baie dankie. Ons sluit nou af met lied 506 en dan na die seën met die amen. Dra die kruis vir my. O beleefde onbegrens, laat my van vreugde juig. U deernis met 'n dwaase mens, mag my eerbiedig juig. Wyd u skenk dit weer en weer. Dit is die hoogste eerlikheid, dat u my lief het, Heer. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen. Gaan dan hier, gaan in vrede, my kind gaan doen, wat ek jou vraag. Versprei my lig, gaan leef my liefde, ek is nou, ek is altyd daar. Kyk, ek gaan voor jou uit, ek maak my pad gelei, ek is langs jou